Was 2 Petrus later bygevoeg om Paulus te verdedig? Dit is belangrik om te onderskei tussen bewys en teorie. Die kort antwoord is, nee, daar bestaan geen historiese of manuskripbewys dat 2 Petrus later by die Nuwe Testament gevoeg was nie. Daar bestaan wel argumente waarom sommige geleerdes twyfel of Petrus self die brief geskryf het, maar geen van hierdie argumente bewys dat die brief 'n latere toevoeging of vervalsing was nie. Hier volg 'n gebalanseerde oorsig. Waarom twyfel sommige geleerdes aan Petrus se outeurskap? Eerstens, die Grieks verskil van 1 Petrus. Een van die mees algemene argumente is dat die Grieks van 2 Petrus anders is as die van 1 Petrus, maar dit is nie bewys nie. Daar is verskeie moontlike verklaringe, naamlik, Petrus kon 'n ander sekretaris gebruik het, die onderwerp van die brief is anders, of die skrywers gebruik dikwels verskillende style vir verskillende situasies. Selfs Paulus se briewe verskil aansienlik in styl en woordeskat. Tweedens, ooreenkomste met Judas. Daar is groot ooreenkomste tussen 2 Petrus en die brief van Judas. Sommige geleerdes meen 2 Petrus het Judas gekopieer, maar ons weet nie wie eerste geskryf het nie, ons weet nie of Judas dalk vir Petrus gebruik het nie, en ons weet nie of albei uit dieselfde mondelinge of vroeë geskrewe bron aangehaal het nie. Daar is dus geen bewys dat Petrus nie self die brief kon geskryf het nie. Derdens, verwysing na Paulus se briewe. Die bekendste argument kom uit 2 Petrus 3 vers 15 tot 16 wat lees, ons geliefde broer Paulus het ook aan julle geskryf. Sommiges beweer, Petrus praat asof Paulus se briewe reeds 'n volledige versameling was, daarom moes die brief baie later geskryf wees. Maar die teks sê dit glad nie. Petrus sê bloot in al sy briewe. Teen ongeveer die jare 64 tot 67 na Messias, het Paulus reeds talle briewe geskryf, onder andere Romeine, 1 Korintiërs, 2 Korintiërs, Galasiërs, Efesiërs, Filippense, Kolossense, 1 Tessalonisense en 2 Tessalonisense. Dit is dus heel moontlik dat Petrus reeds verskeie van Paulus se briewe geken het. Nêrens sê Petrus dat daar reeds 'n Nuwe Testament saamgestel was nie. Vierdens, die wagtyd vir Yeshua se wederkoms. Sommige geleerdes sê dat 2 Petrus 3 weerspieël dat baie jare verloop het sedert Yeshua se hemelvaart. Maar hierdie argument is ook swak. Reeds baie vroeg waarsku Yeshua self dat spotters sou kom en Paulus waarsku teen mense wat twyfel en dwaalleer versprei. Hierdie tema was dus nie uniek aan 'n latere tydperk nie. Redes waarom baie geleerdes steeds glo Petrus het dit geskryf. Petrus identifiseer homself. Die brief begin, Simon Petrus, dienskneg en apostel, 2 Petrus 1 vers 1. Die skrywer beweer verder, Yeshua het sy dood voorspel, hy was op die berg van verheerliking, hy is 'n ooggetuie van Yeshua se voortreffelikheid. As dit nie Petrus was nie, sou die skrywer doelbewus voorgee om Petrus te wees. Die brief bevat persoonlike besonderhede. Die skrywer toon kennis van Petrus se verhouding met Yeshua, die verheerliking op die berg en Yeshua se voorspelling oor Petrus se dood. Dit sou moeilik wees vir iemand eeue later om dit geloofwaardig na te boots.
Is daar manuskripbewyse dat 2 Petrus later ingevoeg is? Nee, geen antieke manuskrip toon dat 2 Petrus oorspronklik afwesig was en later ingevoeg was nie, en iemand die brief later tussen die ander boeke ingesmokkel het nie. Inteendeel, die oudste manuskripte wat 2 Petrus bevat dit as deel van die bestaande versameling. Daar is geen manuskrip wat sê, hierdie brief is later bygevoeg nie. So 'n bewys bestaan eenvoudig nie. Waarom was daar dan debat? In die eerste paar eeue was sommige gemeentes versigtig om sekere boeke onmiddellik te aanvaar. Dit het ook gebeur met Jakobus, Judas, Openbaring en Hebreërs. Die redes was hoofsaaklik, hulle het nie oral dieselfde boeke terselfdertyd ontvang nie, en hulle wou seker maak 'n boek is werklik apostolies. Dit wys eerder dat die vroeë gelowiges versigtig was, nie dat hulle maklik enige boek aanvaar het nie. Wat beteken dit vir die debat oor Paulus? Dit is belangrik, omdat sommige anti-Paulus groepe beweer, 2 Petrus is later geskryf om Paulus te verdedig. Daar bestaan egter geen historiese bewys hiervoor nie. Dit is bloot 'n hipotese. Om dit te bewys, sou hulle moet kan aantoon wie die brief geskryf het, wanneer dit geskryf was, waarom dit geskryf was, hoe dit in al die gemeentes aanvaar was sonder enige historiese rekord van bedrog. Broers en susters, mede-volksgenote, geen historikus kon dit nog bewys tot nou toe nie. Gevolgtrekking? Die bewering dat 2 Petrus 'n latere toevoeging tot die skrif is, word nie deur die beskikbare historiese of manuskripbewyse ondersteun nie. Wat ons wel weet is, daar was in die vroeë gemeentes debat oor die brief se outeurskap. Sommige moderne geleerdes meen Petrus het dit moontlik nie self geskryf nie. Ander geleerdes verdedig steeds Petrus se outeurskap. Geen van hierdie standpunte bewys dat 2 Petrus later by die skrif gevoeg of vervals was nie. Met ander woorde, die historiese gegevens laat ruimte vir debat oor outeurskap, maar nie vir die stellige bewering dat 2 Petrus 'n latere invoeging of vervalsing was nie. Hierdie onderskeid is belangrik, veral wanneer sulke beweringe gebruik word om 2 Petrus 3 vers 15 tot 16 as getuienis oor Paulus te probeer diskrediteer. In die volgende deel gaan ons kyk na die skriftuurlike ondersoek na die beweringe teen Paulus en die oorsprong van die anti-Paulus beweging. Kyk gerus uit daarvoor. Baie dankie vir die saamkyk. Geseënde dag. Selah.